en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons voorsang is Gesang 409, verse 1 tot 3. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod van die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing van Gesang 407, vers 2.
Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 15 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek van die wet wat van die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Wie se lewendmaker wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat vrygespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Kom ons sing van Gesang 422 verse 2 en 3. Geliefde gemeente, ons lees vanoggend 2 skrifgedeeltes, een uit die Ou Testament en ander uit die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Daniël, die 12de hoofstuk vanaf vers 1 tot 13, so bladsy 932 in die Ou Testament. En dan lees ons 2 gedeeltes uit 1 Korintiërs 15. Eers vers 12 tot 20 en daarna vers 50 tot 58 op bladsy 232 in die Nuwe Testament.
Die afgelope tyd het ons in die kerk stilgestaan by baie besondere feesdae. Kersfees is nog eintlik baie vars in 'n mens se geheue. En die interessantheid is dat baie min mense enige twyfel of vrae vra oor wat Kersfees alles beteken. Daarna het ons Goeie Vrydag eergister beleef, en oor dit is dit ook so dat mense baie oortuig is van dit wat daar gebeur het. Maar wanneer dit kom by die opstanding van Jesus Christus, dan is daar baie vrae wat mense vra, baie onsekerheid en selfs twyfel by hulle. En ek dink baie van hierdie vrae word vanoggend beantwoord deur net te luister met aandag na die skriflesing. Kom ons lees dan eers saam uit Daniël 12 vanaf vers 1 tot 13. In daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk wag hou, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was vandat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is, gered word. Baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan. Party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenis navraag doen om begrip daarvan te probeer kry. Ek, Daniël, het toe 2 ander persone by die Tigrisrivier sien staan. Een aan die diskant en een aan die ander kant. Een van hulle het aan 'n man wat linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het gevra: "Hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou?" Toe hoor ek die man praat wat die linneklere aangehad het en bokant die water gestaan het. Hy het sy regter sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en 'n eed afgelê by hom wat ewig lewe, en het geantwoord: "Die hele vasgestelde tyd. Wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou." Ek het dit gehoor, maar dit nie verstaan nie. Daarom het ek gevra: "Meneer, waarop gaan dit alles uitloop?" Toe sê hy: "Jy moet nou gaan, Daniël, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig, gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos bly. Nie een van die goddelose sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. Van die tyd dat die daaglikse offer afgeskaf is en die ding opgerig is wat 'n gruwel is vir God en verwoesting aanrig, sal daar 1299 dae verloop.
Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot die 1335ste dag verby is. Maar hou jy aan die einde, aan tot die einde toe. Jy sal te ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Tot sover dan uit die boek Daniël, uit die 1 Korintiërbrief, die 15de hoofstuk vanaf vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis teenoor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. En as die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling wat gesterf het. Tot sover vers 20, dan van vers 50 tot 58. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ook sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here
nie te vergeefs is nie. Geliefdes, tot sover, daar staan in die Bybel, my woord is soos vuur, sê die Here, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gebreek word. Kom ons sing weer saam uit Gesang 411, daarvan die eerste en die derde vers, Gesang 411, vers 1 en vers 3. Gemeente, terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Almagtige God, ons het pas ons oë toegemaak in diepe afhanklikheid van U af. Maar ook in die erkenning daarvan dat ons swak is en U sterk is. Ons het dit gedoen om daarmee ook ons nietigheid teenoor U te erken. En daarom vra ons, Here, dat U ook ons nou dankbaar sal stem vir die voorreg om in die gebed met U te kan praat. Ons is dankbaar, Here, dat ons verseker word dat U na ons luister. Al is dit 'n swakke, nietige mense stem wat ons hoor, weet ons dat U ons die versekering gee. Waar 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U in ons midde. Ons leef in die versekering dat U ook hier is. En omdat U God is, weet ons dat U oral, ook vandag, oor ons eie land en oor die ganse wêreld daar is waar daar gelowiges bymekaar is. Dit sou vir ons as mens onmoontlik wees om dit self te kon doen. Maar omdat U God is U ook daartoe in staat. Here, ons dank U dat ons ook Vrydag saam met ander, ook die res van die gemeente kon aansit aan die tafel van die Here. Dat U ons versterk het met brood en wyn,
maar ook daaraan herinner het dat dit simbolies verwys ook na dit wat U vir ons aan die kruis deurgegaan het. Daarvoor dank en loof ons U. Here, U gee ons ook die opdrag om te bid vir alle mense. Om te bid vir ons eie mense. Om ook te bid vir hulle wie ons nie ons eie mense ag nie. Here, die wêreld waarin ons leef, is in hierdie afgelope tyd so deur mekaar. Soveel spanning en onsekerheid oor oorloë wat wêreldwyd elke dag nog steeds in die gang is. Ons wil by U pleit en by U bid, Here. Gee dat mense tot besinning sal kom. Gee dat hulle hierdie drang tot mag sal neerlê in U hande. En gee dat ons dan weer 'n rustige en 'n stil lewe mag lei tot U eer en U verheerliking. Ons bid vir hulle wat in die afgelope week 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Wil hulle tog vertroos en versterk. Ons bid vir hulle wat in hospitale en by huise verpleeg en versorg word. Ons bid vir die oues vandag. Ons vra, Here, dat U ook daar naby sal wees. Al die ouers met hulle kinders, selfs ook kleinkinders. Here, sonder U hulp en U bystand kan ons nie lewe nie. Vergewe tog dan nou ook al ons sonde. Geef ons die krag om te leef tot U eer, tot U verheerliking, net as U wil. Amen. Kom ons sing uit Gesang 415, al drie die verse Jesus leef en ons met hom. Gesang 415, daarvan al drie die verse.
Geliefde gemeente, die teks vir ons spreek is opgeteken in die boek Daniël. Daniël 12, daarvan die 2de vers. Daar staan: baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan. Party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Broers, susters en kinders, ek dink die meeste mense sal, as hulle iets moet sê van dit wat hulle weet van die boek Daniël, onthou van die aangrypende verhaal van Daniël in die leeukuil. Miskien sal daar ander wees wat weer onthou hoe dat Daniël Nebukadneser se droom vir hom uitgelê het en dit wat dan met hom gebeur het. Ander sal weer dink aan Daniël se 3 vriende wat daar in 'n brandende oond was en wonderbaarlik daaruit gered is. Dan is daar ook die verhaal van die sogenaamde skrif aan die muur by 'n ete van koning Belsasar. Ek dink wat ons egter nie altyd weet nie, is dat die boek Daniël inderdaad 'n openbaring is. 'n Openbaring wat grootliks handel oor visioene wat Daniël gesien het, oor dit wat in die toekoms en veral in die eindtyd gaan gebeur. Soos die boek Openbaring kry ons dan ook daaruit baie inligting. Maar geliefdes, hierdie boek is ook belangrik, soveel so dat baie geleerdes dit as apokaliptiese boeke verstaan. Beteken dat dit vir ons 'n blik gee op die toekoms en veral na die hiernamaals, waartoe baie mense ook uitsien. Dit is met ander woorde 'n Godgegewe openbaring. Dis nie iets wat Daniël uit sy kop uitgedink het nie. Nee, dit is inderdaad iets wat die Here aan sy voete gelê het. In ons voorgelese gedeelte kyk ons saam met Daniël na wat hy dan inderdaad gesien het en wat hy in die toekoms gesien het wat dan sou gebeur. En daarom word daar van 'n visioen gepraat. Hierdie visioen het alreeds begin in hoofstuk 12 en alreeds is daar ook aanduiding daarvan in hoofstuk 10 dat so iets gaan gebeur. Daarom so insiggewend die eerste woorde van hoofstuk 10. Daar staan in daardie woorde: in die 3de regeringsjaar van koning Kores, koning van Persië, het Daniël wat Belsasar genoem word, 'n openbaring ontvang. En dan staan daar, en u kan dit maar gaan lees in die Bybel, dit was 'n egte openbaring. Wat natuurlik beteken ook dat daar in daardie tyd baie persone was wat iets uitgedink het en dan gesê het of te kenne gegee het dat dit sogenaamde egte openbaring is. Maar hier staan dit in die Bybel
dat dit inderdaad 'n egte openbaring is. Maar dan staan daar ook die interessantheid dat dit moeilik is om dit te verstaan. Tog begryp Daniël die betekenis daarvan en daarom deel hy dit met die volk wat hy ook inderdaad moet bely. Hoofstuk 12 word dus heeltyd in 'n toekomende tyd geskrywe. Dit beteken Daniël praat oor dit nie wat môre oormôre gaan gebeur nie, maar dit wat in die toekoms gaan gebeur. Luister weer mooi na vers 1, daar staan, in daardie tyd sal Michael. En hierdie woordjie sal dui daarop dat dit nog nie gebeur het nie, maar dit sal gebeur in die tyd wat voorlê. Daar word gesê dat Michael, die groot engel, wat oor die lede van die volk wag hou, op die toneel sal verskyn. En dan word gesê, dit sal 'n swaar tyd wees. In daardie tyd sal almal uit die volk wat in die boek opgeskryf gestaan het, gered word. Ja, alles sou gebeur, soos wat Daniël vir hulle ook te kenne gegee het. Geliefdes, hierdie Daniël tree op in 'n tyd van die Babyloniese ballingskap. Die volk Israel word swaar gestraf vanweë hulle sonde. Hulle word selfs wreed vervolg en hulle lewe onder uiters moeilike omstandighede. En nou kom Daniël en hy bemoedig hulle. Hy bemoedig hulle om hulle geloof te volhard. En dan sê hy selfs tot die dood toe. Die Here oefen volle heerskappy oor alles en almal uit. Ook die magtige en korrupte wêreldmagte, al dink hulle dat hulle so sterk en kragtig is, beheer die Here hulle ook. Daarom is dit vir die Here ook moontlik om deur heidense volke sy volk tot inkeer te bring. Daar is dus hoop, daar is dus troos, ten spyt van hulle sonde. Hoofstuk 12 handel dan juis oor hierdie hoop. Handel oor die verwagting en die redding vir die volk, wat vir hulle in die vooruitsig is. Belangrik om te onthou, daar is nie net redding ter sprake nie, maar ook die opstanding tot die ewige lewe. En dis waar hierdie spesifieke gedeelte so ter sake is vir vandag se erediens. Want Jesus Christus het ook opgestaan. En ons vier dit, ons oordink dit. Dit gee vir ons hoop en nuwe krag. Daarom is hierdie uitspraak wat Daniël dan hier maak belangrik. Want dit is die eerste aanduiding in die Ou Testament van die feit van 'n opstanding wat kan plaasvind. Die ander gedeelte wat ook daarna verwys in die Ou Testament staan opgeteken in die boek Jesaja. En daar kry ons ook in Jesaja 26 vers 19 'n aanduiding van die opstanding.
Daar staan, die uit die volk wat gesterf het, sal weer lewe. Hulle sal opstaan. En dis al wat ons in die die Ou Testament kry, wat dui op 'n opstanding. Eers wanneer 'n mens by die Nuwe Testament kom, word hierdie saak weer aan die orde gestel. En daarom het ek vir u uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament vanoggend voorgelees. Volgens die Ou Testamentiese opvatting kan slegs God vir ewig lewe. Die mens het daardie moontlikheid daartoe verbeur. Die moontlikheid om op te staan en vir ewig te lewe, het hulle verbeur as gevolg van die sondeval. In Genesis 3 word die bekende woorde aan ons en almal wat daarna luister uitgespel. Stof is jy, en tot stof sal jy weer word. Stof is jy, en stof sal jy weer word. Liefdes, daarom word in die Ou Testament gekonsentreer op die lewe. Dit gaan in die Ou Testament oor die lewe, dus kan die graf. Hier benede, hier waar ons as mens op aarde is. Hier waar mense onder die seënende hand van God lewe. Totdat jy dan in jou ouderdom, of miskien veel vroeër as jou ouderdom, doodgaan en dan ter ruste gelê word. En vir die Ou Testamentiese gelowige was alles dan verby en was daar geen hoop op die toekoms nie. Daarom die Ou Testamentiese gelowige het die dood as die finale einde van alles gesien. En wat 'n vooruitsig en wonderlike aankondiging hou die woorde van ons teksvers dan vir hulle in, as Daniël vir hulle ook beloof dat hulle sal opstaan. Luister nou weer met aandag na die teks. Daar staan baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan. Party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Het jy opgelet, daar is altyd hierdie tweeledige uitspraak wanneer dit gaan oor die opstanding. Daar word gedurig melding gemaak van twee groepe mense. En dan word dit baie duidelik dat die regverdiges juis deur verdrukking inderdaad gesuiwer word. Daar word ook die woord gebruik gereinig word, gelouter word, maar die goddelose inderdaad goddeloos sal bly. Daniël sê self ook, maar nou jy sal tot die einde toe lewe. Hy sê dit as te ware van homself, dat hy tot die einde toe sal lewe. En as hy ter ruste gelê word, maar dan word hy weer opgewek en sal inderdaad dan weer kan opstaan. Wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie. Ons, jy en ek, ons almal wat vanmôre hier in die kerk sit, ook ons kinders, wat gelouter is deur God se woord,
wat verander is deur sy kruisiging, het hy saam met Daniël nou die hoop en die verwagting, die troos van 'n opstanding uit die dood en die ewige lewe. Volgens die Nuwe Testament rus ons totale Christelike geloof op die fondament van Christus se sterwe en sy opstanding uit die dood. In Johannes 11 vers 25 word ook duidelik gesê, as Jesus nie opgestaan het nie, is die evangelie leeg, is dit sonder op 'n inhoud en sonder enige betekenis. Maar dan word pertinent gesê, maar Jesus Christus het opgestaan. Ja, goddank lees ons ook daarvan in die Bybel. En dit staan vas. Dis geen onsekerheid waaroor ons hoef te twyfel nie. En die bewys daarvoor is dat daar staan in die Bybel dat Christus die eerste is om uit die dood op te staan. En daarmee het ook ons opstanding 'n werklikheid geword. Met die opstanding uit die dood word daar 'n begin gemaak van 'n nuwe bestaan. Kan ons ook dit tegemoet gaan. Paulus stel dit vir ons so, hy sê ons sal almal verander. Hierdie verganklike liggaam waarbinne ons onsself bevind, sal met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike liggaam sal met die onsterflike beklee word. Presies hoe hierdie onverganklike of onsterflike liggaam sal lyk, weet ons eintlik nie. Daarom is dit so belangrik dat ons ook moet leef in die verwagting. Ek dink ons almal onthou die bekende woorde van die Openbaringboek. Daar staan in die Openbaring, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook nie leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Maar het u geweet dat selfs ongelowiges uiteindelik ook sal opstaan? Ook hulle sal uit die dood uit opstaan, maar in hulle geval is dit die opstanding tot die oordeel, nie die lewe nie. In Johannes 5 vers 29 staan daar, die wat goed gedoen het, sal opstaan en sal lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Geliefdes, dat gewone aardse mense, dat mense soos ek en jy dus uit die dood kan opstaan, is nie 'n vaal hoop. Is nie iets wat ons dalk sal oorkom nie. Die Bybel verseker ons daarvan. En dit het moontlik geword deur Christus, wat uit die dood self opgestaan het. Hy het die dood oorwin, en hy lewe. Ja, die dood is volgens die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, vernietig. Ons dood is 'n oorwinne dood, en ons opstanding is 'n werklikheid. Geliefdes, tog ons en ons geliefdes gaan éventueel sterwe,
as ons nog lewe met die wederkoms van die Here. Ook ons sal dan een of ander tyd te sterwe kom, maar nie soos dit in die Ou Testamentiese tyd verstaan is nie, naamlik dat dit dan die einde is nie. Nee, dan is ons dood die poort tot die ewige lewe, en kan ons vir altyd saam met die Here wees, totdat hy ons ook wat agtergebly het gaan kom haal, om vir ewig by hom te wees. Ja, hy skenk vir ons hierdie nuwe lewe, iets wat ons inderdaad nie verdien nie, maar wat ons uit genade ontvang. En dit geld ook vir jou en vir my as gelowige. Nou dat ons weet dat ons eendag sal opstaan, ontstaan die vraag, waar laat dit ons vandag? En ek het die saak so vir myself probeer uitmaak. Die feit dat ons nie lewe en uiteindelik gaan doodgaan nie, beteken nie dat ons nou maar kan doen wat ons wil nie. Dit beteken nie dat ons maar die houding kan inslaan, ja, dat as ons enig sterwe, kan ons maar net sowel nou eet en drink en vrolik wees, want ons gaan tog doodgaan. Nee, ons lewe met die hoop en die vertroue van die ewige lewe. En hierdie aardse tydelike bestaan is 'n lewe aan die hand van die Here. En daarom moet ons met groot verantwoordelikheid, met diepe dankbaarheid en nederigheid inderdaad lewe. Kolossense 3 vers 1 staan daar, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo is, waar Christus is. En kortom, dit beteken dat ons dan soos ware gelowiges sal moet lewe. Nou ons dan die vraag, maar hoe weet ons wat beteken 'n ware gelowige lewe? Ons weet dit uit die woord van God. Ja, die feit dat ons verseker daarvan is, van ons eie opstanding, gee ons hoop en gee ons geloof, dat hy ons gaan kom haal, om vir ewig by hom te wees. In Johannes 14 word daar gesê, ek gaan om vir julle plek gereed gemaak het. En as ek gegaan het, kom ek terug, en sal julle na my toe kom neem. Daarom beteken dit nie, dat ons nou maar op die stoep kan gaan sit, en wag dat die eindtyd kan gebeur nie. Daar word vir Daniël alreeds gesê, maar jy, hou aan tot die einde toe. Leef in die verwagting dat die Here kom, en leef volgens sy woord. Al is daar soms moeilike omstandighede wat op ons pad kom, leef voluit. Geliefdes, 'n mens doen dit gelukkig met die vaste hoop. As jy dan wel te sterwe kom, dat ons weer sal kan opstaan tot die ewige lewe. Want die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En dit is ons waarborg vir ons eie opstanding. Kom ons glo dit met ons hele hart. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige God en hemelse Vader,
Baie dankie dat ons vanmôre opnuut weer herinner kan word aan ons eie opstanding. Ja, Here, ons moet erken en bely dat ons dit nie verdien nie. Maar ons glo daaraan. En Here, wil tog gee dat hierdie geloof ons nie sal tekortskiet nie, maar dat ons sal leef met oortuiging totdat U ons gaan kom haal. Amen. Gemeente, ons sing dan ten slotte terwyl ons so bly sit, om die erns van hierdie saak te verstaan. Gesang 416, daarvan al 3 die verse. Jesus het die dood deurbreek, waardeur alles ingeperk was. En dit wat daarop volg, Gesang 416, sing ons diep nederig saam. Geliefde gemeente, gaan nou heen in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees sal met u wees nou tot in alle ewigheid. Amen.